Ek is Rinus van Sandwyk van Sion in Parys en is wonderlik om vanmôre weer saam met jou stil te word met God se woord. Ek wil vanmôre met jou praat oor kompetisie. Ja, 'n woord wat elkeen van ons goed verstaan. Ek lees vir ons uit Markus 10 vers 31. Baie wat nou so vernaam lyk, sal eendag heeltemal onbelangrik wees. En die wat nou nie gereken word nie, sal eendag die belangrikste wees. Hierdie stelling loop dwars ooreen met wat ons kultuur propageer. Ons samelewing word toenemend mededingend in sy oriëntasie. En tog lyk dit asof diegene wat die samelewing se kompetisie wen, toenemend ontnugter is met die prys. Dit wil sê, mense wat bo uitkom, vind dikwels dat dit nie is wat hulle gedink het dit sou wees nie. Dit verklaar waarom topatlete, byvoorbeeld, dikwels in die dwelmtoneel ingesuig word. Hulle het die prys gekry, maar die prys was te klein. Jesus verskyn en roep ons weg van kompetisie. Hoe werk dit prakties uit? Reis in jou geestesoog 2000 jaar gelede terug na 'n plek genaamd Bethesda, waar jy honderde mense met allerlei fisiese kwale rondom 'n poel water sien. Waarom is hulle daar? Die begrip van daardie tyd was die eerste een in die water, nadat die engel dit kwansuis geroer het, genees sou word. Gevolglik het hierdie blinde, krepeles, seer mense meegeding om posisie, sodat hulle eerste in die poel kon wees. Maar wat doen Jesus wanneer hy by Bethesda aankom? Hy vind 'n krepel man, wat skynbaar agter in die trop is en sê, wil jy genees word? Ek het geen man om my in die water te help nie, antwoord die man. Ek het nie 'n netwerk nie. Ek het nie die vaardighede nie. Ek het nie koneksies nie. Ek kan nie in hierdie kultuur meeding nie. Ek het niemand om my te help nie. Hierdie man het geen aandele opsies gehad nie. Hy was nie lid van 'n gesondheidsklub nie. Nie op die stad se rugbyspan nie. Hy was nie mededingend nie. Tog het hy alleen Jesus se aandag daardie dag getrek. Staan op, sê Jesus. Neem jou bed op. Ek bevry jou uit hierdie poel van kompetisie, en die man is genees. Ek glo Jesus sê dieselfde ding vir ons vandag. Miskien het jy gesukkel, beplan, gekonkel, probeer om die voorsprong te kry, om finansiëel, verhoudingsgewys of selfs bedieningsgewys vooruit te kom. Indien wel, moedig ek jou aan om 'n geestelike reis na Bethesda te neem en weer daaraan herinner te word dat die paradoks van die koninkryk is dat die eerste laaste sal wees en die laaste eerste. Amen.